dank U, Heer. So lekker om saam met U te wees vanmorgen, so lekker om die naam van die Here groot te maak. Sy lof te besing, want dis waar het gaan. Het gaan nie oor ons en het gaan oor hom vanmorgen. Het gaan oor sy grootheid, sy genade, sy krag, sy sterkte. Ek is môre so blij dat ek kan sê, ek behoort aan die Here. As jy Bybel saamgebring het, laai gerus saam met ons na Mattheus die 21ste hoofstuk. Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou praat rondom die gedagte. Het gisterand terwyl ek voor die Here lê, te begin die Here met my te praat oor is my huis nog 'n huis van gebed. Sien, ons is so geneig om eenmaal vinger te wys en te sê, God beantwoord nie ons gebede nie. Maar die vraag is nie vanmorgen of God nog gebede beantwoord, maar die vraag is, hoekom beantwoord hy die gebede? Jy sien, in daardie tydperk was daar iets gewees wat hulle gedoen het, wat verskriklik snaaks was, of eintlik het hulle dit gedoen om dit makliker te maak vir die mense. Hulle het binne in die tempel gegaan en hulle duiwe verkoop. Nou, 'n duif kon gebruik word as 'n offer as jy sonde nie te groot was in die week nie. Jy weet, anders moet jy 'n lam of 'n skaap of 'n ding geoffer het, maar baie keer dan hulle sommer hier die duif gevat om geoffer as 'n gedeelte van die offer. En dan begin die Here met my te praat en hy sê vir my, dis nogal snaaks dat baie mense hulle godsdienst op hierdie prinsip wil doen. Ons wil dit hardloop op die prinsip van, ons wil dit maklik maak vir mense, dit moet maklik wees om die Here te dien. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, dis nie maklik om die Here te dien. Dis nie maklik om dinge te doen, om God heeltyd voor te hou en om bo te hou nie. En dadelik begin God met my te praat oor die gedagte, dat daar sekere dinge wat in my lewe kosvat, wat ek graag wil hê, jy moet verstaan vanmorgen. Jy sien, hy kom daar op 'n plek en hy sê daar in die woorde, hy sê, en Jesus het ingestap in die tempel, en hy het hulle almal uitgejaag. Nou wat ek wil hê moet verstaan, daar sekere dinge wat in ons lewens is, wat vanmorgen maak, dat ons nie 'n tempel kan wees, waar dit 'n huis van gebed is nie, want daar's te veel dinge wat binne ons is. Kom koop vir jou 'n paar duiwe, offer dit, dis maklik. Dis vinnig. Dis daai kids oplossing. Daai, ek het nie tyd gehad nie, maar ek het 'n plan gemaak. Ek probeer, en daarom begin die Here met my oor te praat, want dit begin my te bekommer, dat as ek gaan kyk, dan sê die woord van die Here, hierdie woorde, hy sê, ek maak jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees. Hy sê, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, behoort nie aan jou nie. En daarom kom die vraag met my op, maar is my tempel 'n huis van gebed of nie? Sien, is maklik om te sê, pastoor, ek bid en ja, maar hoe bid ons? Bid ons 'n rympie gebed, bid ons miskien by grocery lys gebed, het ek al van gepraat het, bid ons seker goed, maar die Bybel sê ons het nie, omdat ons verkeerd bid. En daarom begin weer in my daaroor te praat, en jy sien, as ek vanmorgen my tempel wil verander,
dat as ek vanmôre my huis wil verander het, sal daar sekere goed wees wat God eers in my lewe moet omgooi. En dit is nie altyd lekker wanneer God dinge in my lewe omgooi nie, vir die rede, dis makliker om dit te behou soos wat dit is. Dis makliker om te sê, weet jy, dit is nie so erg nie, ek sal daarmee koop of ek sal daarmee deel. Kan ek vanmôre vir jou sê, God is nie vanmôre daar dat jy dit moet koop of daarmee moet deel nie. God is vanmôre daar om die tafels in jou lewe om te gooi en te sê, ek wil weer van jou 'n huis van gebed maak. Ek wil weer van jou 'n plek maak waar ek kan bly. Jy sien, dit het my nogal geweldig laat dink en vinnig laat dink. Want die probleem is, ons is so geneig om te sê, ons is kyk, pastoor, dit gaan goed met ons. Nou, my leierskap weet, as daar een ding is wat ek glad nie in my ingangsportaal toelaat nie, is die tafel. Glad. Iemand het eerder gesê, stukkie, as jy tafel nie, sê ek nie. Hoekom nie? Want weet wat, die tafel word net 'n neersetplek vir gemors. En baie keer het ek agtergekom dat in my lewe is dit soos 'n tafel wat iemand anders in my neersit. En ander mense kom pak hulle gemors op my tafel. En ek wil dit vanmôre verstaan, want weet jy wat, dit gaan nie oor ander mense en hulle probleme en hulle bekommernisse en hulle laste nie. Dit gaan vanmôre daaroor, het ek dalk die huis van God, het ek my liggaam dalk 'n rowerspieël opgemaak. Het ek dalk toegelaat dat die vyand sekere dinge in my lewe neersit, sekere dinge in my plan, sekere dinge in my lewe daar stel, dat wanneer ek na God toe kom, dan kan ek nie sê, Here, help my nie. Waarom? Want ek het hier binnekant 'n rowerspieël opgeword. Hier het my dadelik begin dink, want ek het 'n tannie in my gemeente in Potchefstroom gehad, ouma Johanna. Ek het haar ouma Jo genoem. En ouma Jo het baie keer so gemaak, dan stuur sy my 'n WhatsApp en sê, pastortjie, ek wil jou sien. Nou sê net so skuins oor kan ons gebly, dan loop ek na my soek toe. Maar as ek in my sitkamer inkom, dan weet ek, sy is nie alleen nie. Want jy sien, sy was my hoofintercessor en die Here daar so 5 jaar, 6 jaar terug al kom haal. Maar weet wat was amazing, as ek daar instap, dan sê sy vir my, pastortjie, kom sit, want God wil vanmôre met jou praat. Dan dink ek baie maal lees, maar die Here praat ons met my, wat sal nie gaan? Maar as my Johanna begin bid, dan klink het, hulle is besig met 'n conversation. Dit klink of sy met hom praat, asof hy daar sit. En maal het sy met my gekom, dan sê sy vir my, pastor, die Here sê, jy moet jou hart skoon kry, jy moet jou hart weer uitkry, jy moet die goed uit jou lewe uitkry, sodat jou huis weer 'n huis van gebed kan word. Sy het so 'n groot stoel gehad, wat sy gesit het, met 'n olifantvoet, wat sy haar voet op gerus het, so bankie. Die dag toe die potje het wegdruik, toe gee sy van die olifantvoet. Toe sê sy, whenever you need to clean up, put your foot on the stool. En ek het baie keer daaroor gedink, baie keer oor gelag. Maar gisterand toe ek by my huis kom, en ek maak die deur oop, en ek gaan sit daar buite op die stoep. Ek kyk so in my woonstel, en toe sien ek daar staan die olifantvoet. Nou ek het lekker stoele in my huis, ek kan op uitskop en lekker my voete in die lug sit en ontspan en goed. Maar die oomblik toe daar olifantvoet sien, toe gaan tel ek hom op en ek sit op voor 'n stoel neer, sommer 'n plastiese stoel waarop ek sit, en ek sit my voet op hom neer, want die oomblik toe ek my voet op hom neersit, toe kom ouma Johanna se woorde by my op, maybe it's time to throw over the tables. Miskien het dit tyd geword dat Jesus weer jou lewe sal vat en sal omkeer, dat hy weer sal verander, dat jy weer op die plek kan kom waar jy kan sê, ek wil 'n huis van gebed wees. Dis snaaks, ons raak baie keer so. Die Bybel sê die hart van die vol is op die mond van die mond. Ek wonder hoeveel mense ry en bid nog. Ek wonder hoeveel mense loop en bid nog. Ek wonder hoeveel mense gaan bid nog. Of het ons geneig geword om so besig te raak met die
dat ons eerste liefde verlaat het. So waarvan praat jy vanmôre? Ek wil vanmôre vir jou sê, om 'n huis van gebed te wees is nie altyd maklik. Because sometimes I have to overthrow things that I thought was good, but the devil meant it for evil. Ons maak partykeer plek in ons harte, plek in ons lewe, plek in ons omgewings, wat ons dink ons is besig met regte goed. In die meantime, is ons besig om 'n rowerspieël te word, en die Heilige Gees nie meer veilig voel in ons. Ek wil dit graag verduidelik. Ek was nou die dag uitgeroep na 'n sekere toneeltoer. Toe ek op die toneel aankom en ek stap in, te voel ek onmiddellik onveilig. Het jy al gevoel as jy op 'n plek is en jy voel onveilig? Dit drom om ons van mense en goed en ek het al met my pistool by my. Ek vat die pistool daar uit my sak uit en ek druk hom in my rug. Want ek voel onveilig. En dadelik, toe dit met my gebeur, en ek die aand daar wegry, toe sê ek vir die Here, dankie dat U my bewaar het op hierdie toneel, en dankie dat ek veilig hier kan uitkom, en dankie vir al hierdie dinge. Toe sê die Here vir my, ek wonder hoeveel maal voel die Heilige Gees onveilig in jou. Want ons het ons huise 'n rowerspieël gemaak. En hy moet begin klaarmaak, wat jy sien, toe na hierdie gedeelte begin kyk, toe begin die Here met my gepraat oor wat het gebeur in hierdie tempel. Die oomblik toe hy die tafels omgooi, en die ouens uitjaag en die stoel omskop, toe word hulle kwaad vir. En die Bybel sê, die rabbies en die ouens wat daar binne was, het 'n plan gaan sit en bedink om hom dood te maak. Die beplanning was om hom dood te maak. Die beplanning was om hy wat die normale in hulle oë dan te stryd. Want jy sien, ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, die vyand lieg al so lank vir ons, dat ons aanvaar die tafels in ons huis as normaal. Nee, maar moet nie wees, alles waar gaan hulle sit. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, ek laat niemand op my tafel toe nie, behalwe Jesus. Hier het my begin pla, weet wat? Ek het begin agterkom kerk raak soos 'n besigheidstransaksie. Jy kan nie jou vrymaak en koop nie. Jy kan nie jou losmaak en verdien nie. Jy kan nie God se genade verdien nie. Hoor wat sê ek? Verdien. Niemand het gesê dit gaan maklik wees met die Here nie. Ek het gisteraand, ek daar in my sitkamer instap. Ek sê die olifant voet neer, gaan kniel langs die voet. Stupid gesture. Wat sê Here, as daar enigiets is wat nie vanmôre in my lewe moet omgooi, gooi dit om asseblief, Here. I need to clean up. Maar wat het gebeur? Die oomblik toe Jesus hulle uitjaag, die oomblik toe Jesus die tafels omgooi, die stoele begin rondskop, die Bybel sê die sleep gevleg. En 'n stukkie water gemaak met die sleep. Daar het blindes en krepeles na hom toe gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak.
asof die Here my nie wil antwoord nie, is asof daar nie met my gepraat word nie. Die Bybel sê, alles wat ek in sy naam vra, sal hy vir my gee. Maar die probleem is, daar staan al nog tafels in jou tempel rond. Maybe there's something standing around that he doesn't want. God kan jy nie vanmôre vat en jou innerlik genees, of jou lewe genees, of jou omstandighede verander, of dinge verander nie, vir ander rede. Miskien het ek nog nie uitgejaag, nie moet uitwees. So geneig om, maar hy soek goeie mense, as God sê raak ontslaan. Krijg jy. Stel ons net een tafel. Die probleem is, hy is nou een tafel, morgen is hy bakplek. Oormorgen, beheer. Raak ontslaan van die tafels. As jy wonders in jou lewe soek, as jy tekens in jou lewe soek, as jy soek, God moet dinge in jou lewe verander. Gooi eers die tafels op. Raak ontslaan van wat jy dink voordeel is. So ons probeer het makkelijker maak. There is no easy way. Dit vat opoffering. Dit vat commitment. Dit vat liefde. So waarvan praat jy? As ek verlief is op iemand, is het my lekker om my persoon te praat. Wanneer laatst jy voor God gaan leen, ek sê ek die lief met alles binne my. Wanneer laatst het jy niet vir die Here gesê, Here, ek is soekend na U, na niemand anders nie. Wanneer laatst het jy in jou lewe 'n ontmoeting met God gehad, nie uit jou mensheid nie, maar uit jou gebedslewe uit. Ek weet nie van jou nie. But I'm done with the tables in my life. Ek is klaar. As jy nie van my hou, omdat ek die tafels gaan omgooi nie, bly buite. Maar God sê, miskien dat jy jou eie tempel ondersoek. Kyk of ek jou roerstrook gebouw. Praat nie van die kerk gebouw nie. Hier is die plek waar God bly nie. Jy moet verstaan, God bly binne in jou. Ek praat nie van hier die plek as een roerstrook nie. Ek praat van jou hart as een roerstrook. Ons gaan weer om met twis en kwaad en neidigheid en dronkenskap en al die dinge. Alles waarvan Galasiërs 5:19 van praat, die werk van die vlees. Al die dinge is besig om jou hart een roerstrook te maak. Hierdie van jou nie. Ek wil in my hart op die huis van gebed word. 'n plek waar die Heilige Gees veilig kan voel. My vraag is vanmorgen, voel die Heilige Gees veilig in jou lewe? Het hy dalk die gevoel van ek is in gevaar. Jy is nou wat wat jy. Jy het 'n rowerspelonk geword. Hoe gaan ek kom? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil my lewe maak 'n plek waar God veilig is. Myne aangesê, ek stel my liggaam as 'n lewendige heiliging voor God, 'n welgevalle offer. Dis my werklike godsdiens. Dis my redelike godsdiens. Elke hoef vir my elke hoef gesluit, as jy nie op dronk het nie.
Sy het môre sit en sê, Here, my hart het dalk 'n rowespieël geword. Ek wil U vra, vergewe my. Here, help my dat die tafels omgekeer word. Die dinge wat in my lewe is, wat nie van God af verstaan, ek nie daar nie. I need no table in my life. Sy het môre sit en sê, Here, keer die tafels weer om. Maak my tempelhuis van gebed, stuur op jou na God, ek wil net saam met jou bid. Dankie vir jou, want reg hoe die voorop gaan, en die vraag is jou aan bestuur, sal jy saam met my opstaan, asseblief. Onze getrouwe God, die hemelse Vader, kom vanmorgen na U toe, Here, eerstelijk sê ek is jammer. Ek is so jammer, ek het dinge in my lewe toegelaat. Ek is so jammer, ek het mense, ek het goed in my lewe toegelaat vanmorgen, wat nie van God af was. En ek wil vanmorgen kom en ek wil bid en vra, Here, verander my hart, verander my gees, verander my denken. Here, ek wil nie meer 'n rowespieël vir my hart maak nie. Ek wil vanmorgen kom. Ek wil U vra, kom reinig my met die kosbare bloed, Here Jesus. Kom was my witter dan die sneeuw. Verander my hart, verander my gees, verander my denken, Here. Ek het U so nodig. Maak my tempel weer 'n huis van gebed. Here, ek eer U. Ek wil vanmorgen bid en vra, Here, al moet U die sleep inbring. Al moet U my vanmorgen so 'n bietjie rostaan, is reg, Here, ek is gemaklik daarmee. Maar ek wil op die plek kom, waar my lewe weer 'n huis van gebed word. Here, verander my hart en gee my hier die honger en dors na U. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek kan sit lekker hier. As 'n baie ou liedjie het gisterand toe ek bezig is om voor te berei toe, kom hierdie lied by my op en hy sing, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I want to be your living sanctuary for you. Gestraald voor de Heer leven, sê Here, al moet die al die tafels in my lewe omgooi, al moet die duiwe wegvlieg, al moet die geldwisselaars weghardloop, maar hierdie huis moet weer 'n huis van gebed word. Dit moet nie 'n sake transaksie wees nie. Dit moet 'n huis van gebed wees. In Jesus naam. Amen. Zelfs kan allemaal opstaan voor de laatste lied, broers en gedaan met offerandes. Jullie kunnen naar voren komen. Safety by the sax on the sun.
vir die woord, vir die huis, Here. Here, ek vra dat U ons sal lei, ons sal sien, ons veilig sal terugbring. In Jesus naam, amen en amen. En kom